maar ek is bly dat u hier is. Sê vir die persoon langs u, ek is bly dat jy hier is. Ek is bly dat jy in die Here se teenwoordigheid is. Want die Here is hier, waar 2 of 3 in sy naam vergader is, daar is hy. So, hier in die tydelike het ons nou oomblikke met die ewige. Sê saam met my, ek is in die tydelike, maar ek het oomblikke in die ewigheid. En met die ewigheid, met ons Vader in sy teenwoordigheid. Ek wil jou vanoggend vra dat jy jouself sal ondersoek. Ek wil jou vanoggend vra dat jy vir jouself die vraag sal vra, hoekom dien ek die Here? Dien ek die Here sodat hy vir my dinge moet doen? Soek ek die hand van die Here of die aangesig van die Here? Dien ek die Here omdat hy goed is vir my en ek wil hê hy moet goed bly vir my? Of dien ek die Here omdat hy God is? Dien ek die Here om hemel toe te gaan, sodat ek eendag in die hemel gaan wees? Of dien ek hom omdat ek hom lief het en omdat hy my God is? Is ek uitverkoop of omgekoop? Hallo, is ek uitverkoop of omgekoop? Dien ek hom voluit en volg ek hom as 'n ware navolger, omdat hy God is en omdat hy my Here is? Maak nie saak waardeur hy my lei nie, al is dit ook 'n daal, al is dit berge, ek is aan hom uitverkoop, ek word nie omgekoop nie. Sê saam met my, ek is uitverkoop, nie omgekoop nie. Ek wil graag hierdie vers vir jou voorhou, Lukas 22 vers 31, jy vra hom saam met my in hierdie konteks te bly van Lukas 22. Ek het hierdie week 'n boodskap geluister wat hierdie konteks nie aangehaal was nie, maar 'n vers is aangehaal en ek wil net graag dat ons hierdie vers binne sy konteks sal verstaan. En dit is vers 32, sal vers 31 nou lees, net so spring na vers 32, maar ek het vir jou gebid, Petrus, ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is. Die persoon wat hierdie gedeelte aangehaal het, of hierdie vers aangehaal het, het die bekering teruggevat na die wet toe. Ek wil graag dat ons in die korrekte konteks hierdie vers sal verstaan, dat dit is nie bekering deur die wet nie, maar dat daar is iets beter of iets dieper in hierdie vers. Vers 31 sê, die Here sê Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Ons moet in die eerste plek vanoggend vir mekaar kan sê, wanneer ons praat van 'n navolger van Jesus, soos wat die disippels navolgers was van Jesus, was hulle navolgers. Hulle was disippels, en die woordjie disipel verwys na die feit dat jy volg die Here. Jy volg 'n meester. En hulle was navolgers gewees, en daarom sê die Here vir hulle, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. 'n Ware navolger van die Here wat uitverkoop is aan die Here, moet weet hy het 'n vyand wat hom wil sif, wat sy geloof wil sif, want dit is wat hy egter van ons wil hê. Hy wil ons geloof steel, hy wil ons geloof afbreek, want die woord sê, hom wat julle teestaan, staan vastig in die geloof. Sal net tot daarna terugkom. Ons sterkte teen die vyand is ons geloof. So wat wou hy sif? Jesus gee die antwoord, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie sal ophou nie, dat dit nie gesif sal word nie. So jy moet weet, dat die vyand wil jou geloof sif. As jy die Here volg, dan gaan jy hom ergens in jou lewe teekom, waar hy jou wil graag toets, en beproef, met die hoop dat jou geloof sal nie sterk genoeg wees nie, maar ons geloof sal sterk wees. Amen. Wie was al deur beproewing? Ons het laas Sondag daarna gekyk. Dis een van die dinge waarin ons moet droom en moet bly wees as ons in verdrukking is, in beproewing is. Want daardeur word ons geloof gelouter en sterk. Kan jy nog onthou die woordjie vir vreugde, loutere vreugde, as jy in beproewing is? Garra. As iemand met jou garra, dan is jy bly. Amen. Hy sê jou geloof, ek het vir jou gebid dat jou geloof nie sal ophou nie. So was Petrus 'n navolger? Ja, hy is 'n disipel. Het hy geloof gehad?
Ja, hy het geloof gehad. Want Jesus bid pertinent dat dit nie sal ophou nie. Maar tog sê die Here, die dag as jy bekeerd is, versterk jou broers. Is dit dan dat, hy sê Petrus, jy het geloof en ek het vir jou geloof gebid, maar ja, gaan 'n dag kom wat jy tot bekering gaan kom. Was die disippels dan nie bekeerd gewees nie? Wat probeer die woord nou vir ons hier verduidelik? Ons gaan dit in 'n konteks lees. Die ware daarvan in 'n konteks lees. In die eerste plek weet ons dat Petrus het 'n groot fout begaan en Jesus verloon. En in daardie proses wat hy Jesus verloon het, was hy bitterlik spyt gewees en in sy verhouding met die Here het hy teruggestaan. So dit kan waarskynlik wees dat die Here vir hom wou sê dat jy gaan 'n fout maak. Hy het vir hom egter in konteks gaan ons nou sien. Hy het vir hom gesê gaan my 3 maal verloon voor die haan gekraai het. So hy weet hy gaan 'n fout maak. En hy weet dat dit gaan Petrus so derglik pla die fout wat hy gemaak het, dat hy gaan distansieer van die Here af en bitterlik spyt wees. Dit kan moontlik dit beteken, dat hy weer dan tot inkeer gaan kom en terug gaan draai na die Here toe, wat later ook egter gebeur het. Dit kan dit beteken, ek gaan dit nie vir geen oomblik vermy dat dit kan beteken nie, maar dit het ook in op sigself waarde vir my en jou, wat 'n ware navolger wil wees, wat uitverkoop is, moet weet dat ons kan partykeer foute maak, wat ons so tref, wat ons so slaan, dat dit ons verhouding met die Here skade doen. Ek en jy moet dit besef, in hierdie verhouding, in hierdie lewe, wat ons stap met die Here, kan ons foute maak, dat ons so bitterlik sleg voel, skuldig voel. Maar dan moet ons net weer onsself bekeer, na die Here toe terugdraai. Moenie 'n Adam en Eva wees, wat weghardloop en weg gaan kruip, wanneer jy fout begaan nie. Gaan na die troon van genade en vind barmhartigheid, om vergewe te word en gered te word. Ek weet, dat u weet, dat ons weet, as jy fout maak, voel jy sleg. Kan ek sien. Is die man en vroue wat hulle daar sê, jy voel skuldig. Jy wil amper nie bid nie. Jy wil amper nie met die Here praat nie, want jy voel in jou innerlike wese, dat ek het teruggeval. Wie ken daai gevoel? Wie kan saam met my praat? Hallo, ons is vakansie, maar ons is hier. Dan moet jy tot 'n keer kom weer en nie weghardloop, dit is nie nodig nie. Daar's 'n troon van genade wat met vrymoedigheid genader kan word. En in konteks kan jy maar gaan lees, verwys daardie help wat by daai troon is, daai redding wat by daai troon is, genade vir vergifnis. So in die eerste plek moet ons dit besef uit hierdie woorde wat Jesus vir Simon Petrus sê, dat jy het geloof, maar jy gaan tot bekering moet kom, kan verwys na die fout wat hy gemaak het. Maar dit kan ook na iets anders te verwys. Die geloofsbekering wat ek en jy het, is 'n besluit wat ons neem, om Jesus absoluut te volg, en te glo in dit wat hy vir ons gedoen het, is dit wat bekering is. Jy draai jou rug op die sondige wêreld, en jy aanvaar, en jy glo, wat Jesus vir jou gedoen het, is jou redding. En wat is dit? Hy het gesterf, en hy het opgestaan. En die woord sê ons word gered op grond van die opstanding ook. Hallo. So, dit kan ook wees dat Jesus vir Petrus sê, want hierdie woorde is aan hom geuiter voor die kruis, waar hy hom gesê het, jy gaan my verloon. So Jesus het nog nie gesterf nie, en hy het nog nie uit die dood het opgestaan nie. So dit het nog nie 'n gebeurtenis gewees vir die disippels om te sien en te glo nie. So die dag toe hy uit dood uit opstaan en aan hulle verskyn het en gesê het vrede vir julle, en hy oor hulle geblaas het en gesê ontvang die Gees, in my hart glo ek, by daardie oomblik was die oomblik wat hulle werklik tot bekering gekom het, want toe het hulle die dood gesien en die opstanding gesien en dit geglo. En dis deel van jou bekering. Hallo. Maar hulle het nog steeds geglo. En ek wil dit tog ook saamstem met baie wat dit sê, wat ek nou gaan sê, is ook my geloofsoortuiging. Dat bekering is nie net 'n gebed wat jy eendag gebid het, toe jy hand opgesteek het nie. En in 'n binnekamer gegaan het, en het 'n gebed gedoen het. Dis 'n lewenstyl. Dis 'n leefstyl. Dis 'n
absolute uitverkoopte leefstyl. Dis nie net 'n gebed nie. Ek stem by dit 100% saam. Maar jy kan glo, maar nog nie bekeerd wees nie. Want geloof is 'n kosbare ding. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hebreërs 11:6. Maar wag net 'n bietjie. Jesus sê vir hom, Simon Petrus, ek gebid dat jou geloof nie ophou nie, maar die dag as jy bekeerd is, kan dit wees dat ons hierdie twee van mekaar kan skei. Waar Jakobus 2:19 sê, jy glo dat God een is. Dis goed. Jy doen goed om dit te glo. Die duiwels glo dit ook. En hulle sidder. Satan is ook 'n wese van geloof. Kom aan, daar staan dit. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. My en jou geloof gee vir ons redding. My en jou geloof gee vir ons vreugde. My en jou geloof gee vir ons vrede. Hulle geloof egter dieselfde as wat ons het om te glo God is een, gee vir hulle nie vrede nie. Hulle sidder, want hulle kan hulle self nie bekeer nie. Hulle kan glo, maar hulle kan nie tot bekering kom nie. En nou, sê André, waarheen is jy nou op pad? Wil jy vir my sê bekering en geloof kan geskei word van mekaar? Dat dit op aparte wyse erken kan word en gedefinieer kan word? Ek wil sê ja, want Matteus 3:8 sê, en ek sê weer, ek glo nie dat bekering is net 'n gebed nie. Dis 'n lewenstyl en ek bevestig dit met hierdie vers. Matteus 3:8, dra liewer vrugte wat bewys dat jy bekeerd is. Lees saam met, dra liewer vrugte wat bewys dat jy bekeer is. Bekering moet bewys word. Come on. Het ek mense vanoggend die of praat ek nou oor u gedagtewêreld? Om eendag jou hand op te steek en 'n bekeringsgebed te bid, is nie vir my voldoende bewyse nie. Ek wil die vrug sien. Die vrug wys die bewys. Die vrug wys die bewys. Die lewenstyl wys die bewys. Die vrug. Dis wat jy produseer in jou lewe, moet bewys dat jy bekeerd is. Om te glo is wonderlik. Duiwels glo ook. Want hulle het nie die vrug van bekering nie. Hulle het die bewyse dat hulle bekeerd is nie. Ons moet bewys, want gaan hy verder vers 9, julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê. Baie mense verbeel hulle is kinders van die Here. Come on. Volgens praat ons reguit, ons maak boeke oop en ons gesels 'n bietjie oor 'n onderwerp wat belangrik is. Ek sê baie mense lewe in 'n verbeeldingswêreld dat hulle Christene is. En hulle sê hulle glo, maar hulle het nie die vrug van bekering nie. Wat bewys dat hulle bekeer is. Hulle verbeel dalk, dan moet bewyse wees. Hy sê, julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê, ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. Hy maak 'n baie ferm stelling vir die fariseërs en die skrifgekenners en selfs dalk van die skare ook daar en sê vir hulle, hey, omdat julle Abraham as vader het, maak dit nie dat julle bekeerd is nie. Jouself nie verbeel nie. Om 'n bekeerde persoon, 'n volkome, 'n oorgawe, 'n volger, 'n navolger van Jesus te wees, is nie oor erflik nie. Die feit dat jy in die kerk groot geword het, sê ook nie jy is bekeerd nie. Ek het in die AGS groot geword. Ek is gebore in die AGS. Ek onthou nog die ou houtbanke. Onder die houtbanke ek met my karretjies gespeel, opgekyk en die chappies van die mense nog gekou ook wat onder in gesit is. Recycling. Ja, ek het dit gedoen. Maar dan moes 'n dag kom wat ek tot bekering gekom het.
Bekering is meer as net 'n gebed, dit is 'n lewenstyl met bewyse. Kom ons gaan terug na Lukas 22, na die konteks toe. En ons kyk die verskil tussen iemand wat net glo of bely dat hy is 'n Christen, maar nie werklik bekeringsbewyse in 'n leefstyl van 'n bekeerde persoon lewe nie. Wat is die gewoontes in sy lewe? Kom ons evalueer wat hier gebeur in Lukas 22, lees vers 33 weer saam met my. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u, selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Hy sê vir Jesus, ek sal saam met u sterf. En goed, Jesus het vir hom gesê, nee, jy gaan nie kan nie. Jy gaan nie kan dit doen nie. Ons egter, onthou nou, ek wil dit pertinent ook weer sê, die disippels het nog nie die dood en die opstanding gesien nie. Dis deel van ons bekering. So Jesus wou vir my eintlik sê, jy verstaan nie hoe die bekering gaan werk met betrekking tot my dood nie en my opstanding nie. Ek en jy kan dit nou verstaan, want ons is saam met hom in sy dood in. Romeine 6:3 sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Petrus, jy verstaan nie. Jy maak 'n stelling, jy sê jy gaan saam met Jesus sy dood in. Jesus het vir hom gesê, jy moet nog eers tot bekering kom. Want Jesus se bekering en gedagte van bekering het hy nog nie hier verstaan nie. Maar nadat die Gees op hom uitgestort is, toe verstaan hy, want toe preek dieselfde Petrus, want toe het hy tot bekering gekom, toe preek dieselfde Petrus die volgende, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. Toe verstaan hy wat Petrus is. Hoe om in Jesus se dood in te gaan. Jy moet in die water ingaan. Jy moet gedoop word. Doop is deel van die bekering. Nou, ek weet wat ek dalk nou gaan sê, gaan baie mense onrustig maak en baie gaan geaffronteerd voel en baie gaan ongelukkig wees en aanstoot vind en dalk ook kommentaar lewer, wel, if it tickles your fancy, is it right. Maar volwaardige, volle bekering moet saam met die doop gaan. En as jy jouself wil laat doop, kom praat met my, want dit gaan saam, Kom ons kyk nog verder wat Petrus gedoen het, wat vir ons die verskil wys tussen 'n persoon wat bekeerd is, en wat werklik 'n navolger is, omdat hy bekeerd is, en een wat net glo. Vers 34, maar hy antwoord, ek sê vir jou Petrus, die haan sal vandag nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my nie ken nie. En dit het presies ook so gebeur, sê vers 56. En die diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit. En nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook een wat saam met hom was. En hy sê, maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En net wil ek baie duidelik sê, iemand wat nie totaal 'n volwaardige, uitverkoopte, nie omgekoopte nie, maar uitverkoopte, ware, bekeerde kind van die Here, wat homself aan die Here toevertrou het, sal in enige gesprek altyd vir die Here opstaan. Hy sal nie stil bly oor wie hy is. Hy sal nie stil bly oor wat hy is nie. Hy sal nie stil bly oor sy verlosser en sy saligmaker nie. Hy sal nie skaam wees om voor mense te sê, man, ek ken die een van wie julle nou so praat, wie se naam julle nou so gebruik. Ek ken hom, en ek is lief vir hom. Hy is my verlosser. Maar een wat maar net glo, maar nie werklike navolger is, uitverkoop, jy kan baie maklik stil bly oor sy geloof. Baie maklik. Want hy doen die volgende, vers 54. En hulle het hom gevange geneem en weggelei en hom gebring by die huis van die hoofpriester. En Petrus het van ver af gevolg. Nie naby nie. Dalk naby genoeg om te kan sê ek glo in die Here. Maar nie naby genoeg om saam met hom te wees in sy tyd van nood nie.
'n persoon wat net glo en net totaal uitverkoop is en volle bekering beleef nie, dien die Here partykeer van ver af. Hallo. Kom aan, kan ons oop wees? Kan ons hierdie gesprek hê? Is dit nodig dat ons hierdie gesprek het? Om jouself ook te evalueer? Het jy 'n daaglikse, intieme, nabye verhouding met die Here, deur enige omstandighede, in gevangenis, in nood, in uitdagings, in taal van vreugde, maak nie saak, of dit reën, of dit sneeu, of maak nie saak, wat gebeur in my lewe nie, ek volg die Here van naby, ek is 'n navolger, nie 'n vervolger nie, 'n navolger, ek is naby hom. Petrus, jy gaan eendag tot bekering kom, jy volg my van ver, en daarom weet jy my maklik verloon ook. As ek naby die Here is, intieme verhouding met hom het, 'n daaglikse stap met hom het, hy is my daaglikse Here, hy is my God van elke dag, en ek is lief vir hom, en ek is in verhouding met hom. As ek vir u moet sê, dat ek woon 'n funksie by, en iemand sê vir my, daai is mos jou vrou. En ek sê, ek ken haar van geen kant af nie. Wat dan? Wat dan? Dan speel hy ook hy liedjie in the eyes of an angel, wat ook al. Wit blomme by my kus. Nee, wat gaan dit vir u sê? U gaan sê, maar het die man dan nie verhouding met sy vrou nie? Is hy nie lief vir haar nie? Watter man hier gaan by 'n funksie ontken dat dit is jou vrou wat daar is? Kan ek sien? En hulle bang. Jy behoort bang te wees. Nie een van ons sal nie. Hallo? Nie een van ons sal nie. Want jy is lief vir haar. Inteendeel, by daai funksie as iemand haar aanvat of enigs iets doen teen haar, jy sal, want jy is lief vir haar, jy sal jou stem dik maak. Jou bors sal warm word. Jy sal kwaad word, jy sal sê, jy praat nie so van my vrou nie. Jy praat, want daar's 'n liefdesverhouding. Hallo. Jou verhouding met die Here moet dieselfde wees. Daai nabye verhouding, daai eenheid wat in jou is, jou eensgesindheid by die Here, daai verhouding, maak dat jy hom van naby dien, en hom nie maklik verloon nie. Gaan ons verder in die konteks, dan sien ons nog 'n paar gewoontes in mense wat nie bekeerd is nie, se lewens. Nou hier, Jesus maak die stelling vir Petrus, en ek dink dit is van toepassing op al die disippels, dat daar kom 'n dag van julle bekeerd gaan wees, as julle my dood beleef het, en my opstanding gesien het, die kern van die evangelie gesien het, wat jy dan nou aanneem in jou bekering. So ek dink hy praat met al die disippels, en van al die disippels met daardie stelling. Vers 40, en toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het opgegaan, eentjie verder gegaan, gaan bid. Toe hy terugkom, toe sien hy die volgende, en hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Durf ek die volgende stelling maak? Ek dink ek wil. 'n persoon wat net glo in die Here van ver af dien, wat nie absoluut uitverkoop is nie, wat in sy totale wese 'n navolger is nie, en nie werklik tot inkeer en bekering kom nie. Sy gebedslewe spreek duidelik daarvan. En hy slaap. Hy slaap. Omdat nou Jesus het vir Petrus gesê, Simon, Simon, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Hy het 'n vurige begeerte. En dit het iets met ons gebed, is baie belangrik, want daarom sê Jesus, daarom het ek vir jou gebid. Hy koppel dit aan gebed. En hier sê hy weer, julle slaap, en 1 Petrus 5,
8 sê, wees nugter en waaksaam, wees wakker, moenie slaap nie, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie kan hy verslind, wie kan hy sif. Hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof. Petrus, Satan begeer om julle geloof te sif. Hy begeer om te sif, en wat wil hy sif? Julle geloof. Sodat in die dag van versoeking julle hom nie kan weerstaan nie, want julle slaap. 'n Persoon wat nie werklik bekeerd is nie, maar van ver af die Here dien, maar net glo en van ver af hom dien, as die dag van versoeking kom, omdat hy nie bid nie, omdat hy nie wakker is nie, vang die vyand hom in die versoeking. En hy sif die geloof. Hy sif die geloof. Come on, ons almal was al daar gewees, die dag van versoeking, of jy gevoel het, jy was net nie sterk genoeg nie. Ons gebruik ook die term, ek was swak. En dit is die verkeerd, om die term te gebruik, want dit is die waarheid, want jou geloof was swak gewees op daai oomblik, maar daar is 'n rede daarvoor gewees. Dit is 'n aanloop gewees van dinge. 'n Aanloop van belangrike goed wat jy nie nagekom het nie, in jou verhouding met die Here. Keep a cool head. Stay alert. The devil is poised and would like nothing better than to catch you napping. Sê die message parafrase baie pragtig. Sê vir die persoon langs jou, don't be catched napping. Moenie gevang word dat jy slaap nie. Hey, mense, dit is goed wat ons belangrik om oor te praat. Is dit goed wat belangrik is? In die tydperk wat die konings moes gaan oorlog maak het, sê die woord, het Dawid agtergebly. Hy was nie op die plek waar hy moes wees nie. En na sy middagslaap het hy daar op die dak van die kasteel gaan rondloop, of van sy huis, sy woning, weet nie hoe sy kasteel gelyk het nie, maar ek neem aan, dit was 'n groot plek gewees. En hy daar op die dak rondgeloop van sy woning, hy het nou net geslaap, toe sien hy vir Batseba bad. En ek dink dis waar die term sepies verhaal vandaan kom. Hy het daar uitgekyk in die bad. En toe speel die hele Days of Our Lives daar vir my. Maar wat het hy gefouteer? Hy was nie wakker saam met sy manne op die oorlogsterrein teen die vyand nie. Hy het middagslaapies gevat. Hy was gevang en hy het geval. Nou, ons moet wakker wees, mense. Ons moet wakker wees. Uitverkoop en nie omgekoop nie. Kom ons gaan terug na die konteks van Lukas 22. En toe die wat rondom hom staan, hom was sien wat gebeur het, sê hy vir hulle, Here, kom ons lees weer, en toe die wat rondom hom was sien wat gaan gebeur, sê hulle vir hom, Here, moet ons met die swaard slaan? En een van hulle het die diensknegt van die hoëpriester getref en sy regter oor afgekap. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg. Hy het die oor aangeraak en hom gesond gemaak. Die disippels wat nog nie bekeerd was nie, sy gees was in sodanige toestand gewees dat hulle wou baklei. In Lukas 9, Jakobus en Johannes vir Jesus die volgende gevra, toe hulle toegang geweier was, om die stad in te gaan, toe sê hulle vir die Here volgende, Here, wil hy hê dat ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het? Maar hy draai hom om en bestraf hulle, en sê, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie. Julle het 'n verkeerde gees in julle.
'n persoon wat glo, maar die Here van ver af dien, wat nie werklik naby hom is nie, wat nie sy hart klop ken nie, wat nie sy hart verstaan nie, wat nie sy liefde verstaan nie, wat het nog nie werklik volle oorgawe gegee in sy lewe nie. Teer baie keer op konflik. Is lief vir konflik. Is lief vir die swaard. Is lief om ore af te kap en koppe af te kap. Ek haat konflik. Wie haat ook konflik? Ek hou nie van baklei nie. Menige kere sal ek eerder wegloop. Jy gaan nie almal in vrede kan leef, nie selfs die woord sê. Leef met alle mense in vrede so ver dit moontlik is. Oorlopend gaan ons nie almal in vrede kan wees. Daar gaan party wees waarmee ons nie kan saamstem nie. Want as ek met almal gaan saamstem in die wêreld, gaan ek ergens met kompromie aangaan, wat my geloof gaan beïnvloed. Hallo. Maar ek wil wel sê, 'n kind van die Here wat werklik bekeerd is, begeer vrede. Want salig is die wat vrede maak, want hulle sal kinders van God genoem word, het Jesus gepreek. Jy het daai begeerte, al kan jy nie met almal in vrede lewe nie, jy het tog daai innerlike begeerte om nie ore af te kap nie, om nie koppe af te kap nie, jy teer nie op konflik en rusie nie, jy wil nie vinnig kwaad word nie, want jou God en Vader het gesê, I'm slow to anger and rich in love. Wanneer God na homself verwys, sê ek word nie vinnig kwaad nie. Maar God is nie opvleend nie, hoor. Hy word nie vinnig kwaad nie. Jy sê, maar kyk hoe het hy in die Ou Testament opgetree. Kyk wat het die volk gedoen. En kyk hoe lank het dit hom gevat voordat hy optree. En elke keer daarna het hy hulle weer teruggeroep en gesê, kom terug na my toe. Nadat hulle kinders geoffer het en allerhande simpel goed gedoen het, stupid goed, dan het hy hulle weer teruggeroep. Because he's slow to anger and rich in love. En as ek aan daai God vasgebind is en oorgegee is en werklik bekeerd is tot hom, begin sy karakter deel van my karakter word. En ek wil nie daai man van rusie wees nie. Ek wil nie daai man van konflik wees nie. Ware bekeerde kind van die Here teer nie op rusie en kap nie koppe af en ore af nie, maar maak eerder gehoor gesond, ore gesond. Spreek eerder woorde wat aangenaam is vir die persoon wat daarna luister. Soos die woord sê, laat julle woord met sout besprinkel wees, dat dit aangenaam is vir die hoorder. So kap nie ore af nie. Ons kap nie ore af nie. Selfs wanneer ons die woord gebruik, dan gebruik ons hierdie swaard, wat 'n tweesnydende swaard is, nie om mense se ore af te kap nie, maar om genesing te bring in hulle siel. Amen. Amen. Vers 32. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy enig bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Nie hulle koppe afkap, hulle ore afkap nie, maar hulle eerder versterk. Dis wat 'n ware kind van die Here, bekeerde kind van die Here doen. Hy reik uit na sy broers. Hy reik uit na sy medegelowiges. Hy help, hy ondersteun, hy versterk, hy dra die las. Hy verlekker hom nie in sy foute nie. En wanneer hy gestruikel het, vertrap hy hom nie. Want Petrus, jy gaan 'n fout maak. Petrus, jy gaan 'n fout maak. Jy gaan my verloon. Jy gaan baie sleg voel. Jy gaan baie sleg voel. En net oomblikke later sê Jesus, moenie in jou hart, dit sê ek vir julle dat julle nie beswaar wees nie. Ek wil dit so sê, mense. Jy moet my nou nie negatief vat nie. Moet my nou nie sien as 'n doemprofeet nie. Maar ek wil sê, soos wat Jesus hier vir Petrus gesê het, hy het geweet jy gaan 'n fout maak. En ek wil vir jou ook sê, jy gaan foute maak. Ek is nou nie 'n doemprofeet nie, ek spreek nie negatiewe goed nou uit oor mense nie. Jy nou nie verkeerd verstaan nie, maar jy gaan 'n fout maak. Jy gaan. Draai terug.
Draai terug na die Here, moenie weghardloop nie. En as ons broers sien val, struikel, kom ons wees manne en vroue wat hom versterk en hom optel. Versterk, nie vertrap nie. Versterk, nie vertrap nie. Versterk, nie vertrap nie. Want enige een van ons kan ook 'n fout maak. En dan het ons mense nodig om te sê, kom ons stap 'n pad saam met jou. Stel jou op, ons versterk jou. Ons is ware navolgers. En ek is lief vir jou. Staan op. Staan op. Kom ons bid saam. Ek vra vir jou, hoe staan sake in jou hart? Dien jy die Here van ver af? Slaap jy as dit kom by belangrike beginsels, geloofsbeginsels soos gebed, baie ander dinge ook, jou verhouding met die woord, slaap jy, is jy wakker? Want God is wakker op sy woord. Hallo? God is wakker oor sy woord. En hy sê vir ons, wees wakker. So ons moet ook wakker wees oor ons eie woord, maar ek wil ook sê ons moet wakker wees oor God se woord. Of slaap God se woord in my? Of is dit wakker en lewendig in my? Is my verhouding met hom wakker en lewendig? Is my gebed wakker en lewendig? Of slaap ek in verskeie wyses? Dan sê ek nou soos wat Jesus vir sy disippels gesê het, staan op en word wakker. Staan op en word wakker. Staan op en word wakker. Hou op slaap. Ons is in tye wat ons nie kan slaap nie, mense. Ons is in laaste dae tye, ons kan nie nou slaap nie, ons moet wakker wees. Ons moet wakker wees. Vader, dankie dat U wakker is oor U woord en 'n waarmaker is van U woord. My gebed is dat hierdie woord vanoggend in ons harte sal gaan lê. Dat ons heel week daaraan sal dink en dit sal bepeins en daaraan sal knaag. Dat dit so in ons hart sal leef, dat ons vir onsself herhaaldelike kere sal sê, dien ek my Vader naby of van ver af? Slaap ek, is ek wakker? Is ek werklik bekeerd? Het ek bewyse in my lewe dat ek bekeerd is? Dra ek die vrugte wat bewys dat ek bekeerd is? Of is dit maar net woorde? Vader, my gebed is dat ons nie man en vrou is net van geloof alleen nie, maar wat die vrug van bekering in ons lewe baie duidelik sigbaar is. Die vrug wat ons in hierdie konteks ook gesien het, dat dit in ons lewe sal wees. Dat ons dit sal nastreef, sal uitlewe, dat ons bekering nie net met woorde in 'n gebed was nie, maar met vrugte in 'n lewenstyl. Baie dankie Here dat U naby ons is, en dat ons U navolgers kan wees en naby U 'n pad kan stap. Dat ons die troon van genade kan nader wanneer ons wel 'n fout begaan, en weer tot inkeer kom en onsself weer tot U bekeer en sê ek het 'n fout gemaak, maar ek het die genade nodig, vergewe my, vergewe my. En dat ek dan myself in U sal versterk, en as ek my broer ook so sien val, of my suster so sien val, daar sal wees om hulle te versterk. Want die dag toe Petrus teruggekom het, en hy bitterlik spyt was, dat hy so skaam was, op daardie skei toe hy U op die wal gesien het, het hy in die water ingespring, wat vir my ook pragtige betekenis wys van, amper wil ek sê, van 'n doop. Dat hy vanuit die water uitgekom het na U toe. Met berou was U woorde gewees. Het jy my lief, Petrus? Het jy my waarlik lief? Pas my skape op. Laat my skape wys. Sorg vir my skape. Here, dat ons wat werklik tot inkeer gekom het, waarlik bekeerd is, hierdie gesindheid en hierdie gees in ons sal hê, om vir mense om te gee, geestelik te ondersteun, by te staan, op te pas. Nie ore afkap nie, nie koppe afkap nie, maar dat ons daar sal wees om mense op te tel, weer op die pad te bring, te beskerm, te bewaar, op te pas. Dat ons mekaar sal oppas. Here, ek bid dat lighuismanne en vroue mekaar sal oppas, vir mekaar sal omgee. As hulle mekaar nie in die dienste sien nie, dat hulle die moeite sal doen om self die foon op te tel, of om in die kar te klim en te gaan ry en sê, waar is jy?
ek het jou gemis die laaste ruk. Wat het gebeur? Dat ons mekaar sal help en optel. En ek eer U daarvoor, Here, in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Draai na die persoon langs U en sê vir hom, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. My vrou, my skapie, ek is lief vir jou, hoor. Amen, prys die Here. Kom ons staan saam en ons gaan afsluit met 'n lied. Maar voor ons gaan afsluit, gaan ek eers geleentheid gee. Want ons neem ook afskeid vandag van een van ons lidmate wat baie jare al in ons gemeente is. En dit is nie altyd lekker om afskeid te neem nie.